I know the master of the world. Ja, so terugkyk in die evangelies spesifiek wat weet baie wonderwerke in die Ou Testament ook gebeur, maar as ons begin kyk in die Nuwe Testament, wat van Matteus af tot in Johannes, dan sien ons baie dinge wat gebeur het, onder andere, ek meen as ons kyk na die een storie wat daar so in die woord van die Here is die Here het vir sy disippels gesê, Jesus het vir sy disippels gesê, luister, julle moet daar in die boot klim en gaan vaar, na die oorkant toe, daar na Samaria se kant toe, julle moet die kant toe gaan, ek gaan 'n bietjie tyd hier so spandeer. Hy het nie gesê met wie en so nie, hy het net gesê ek gaan tyd spandeer en hy het tyd met die Vader gespandeer. En die disippels het op die bootjie geklim en hulle die wind het geroei en seile, ek dink hulle is visserman, hulle ken die see van Galilea, ek dink hulle is van so kleins af as hulle al daar mee besig. Nou kom hulle en hulle sê maar hier iewers, dis nou 'n groot fout, want ons roei en ons toei en alles so, maar ons kom nergens nie, die golwe is op en die golwe is af, en daar so gaan het, en toe hulle nou weet ek, toe sien hulle, maar hier kom 'n ding op die water aangeloop. Nou, ek sê weer, ek was al baie op Bloemhofdam gewees, en as die wind so 'n bietjie waai, dan is dit nou nie lekker om met 'n kanoe daar so op te sit nie, en never mind nog om daar so te kom staan, en ek sien, hier kom iemand op die water aangeloop, dan weet ek ook nou of ek ook geprobeer om op die water te loop. En Jesus het gesê, moenie vrees nie, dit is net ek. Want almal het gesê, dis 'n spook, dis 'n gees, dis 'n dit, dit is 'n daai. Dan kom dit so en dit wys net wie die Here is. Hy kom en hy klim in die skei en die storm bedaar. Maar daar's nou nog 'n ding wat gebeur. In 'n oogwink, gelees hy stuk, in 'n oogwink, toe sal aan die oorkant van die see van Galilea. In 'n oogwink, net so, toe sal hulle daar. Dit moet amazing, nee? Ek wonder wat het daai seevissermanne gedink. Daai oomblik, daar is ons hierso. Ek so gesê, Here, maar as ons nou teruggaan, kan ons nie maar weer so teruggaan. Dis nou maar so 'n bietjie vinniger die kant toe, so. Maar dit is net amazing om te besef, ons ken die meester van die wind. Soos hy liedjie wat hy gesing het, dit is net amazing. Nou, as ons sy kinders is, hoekom gaan God ons wil nakom? Ek sê nie, ons gaan nie gestraf word of ons word op ons knie genoem nie, dis nie wat ek sê nie. Maar hoekom gaan God toelaat dat jy skade ly? Dit is ondenkbaar nie. En ek weet ons is in 'n sondige wêreld, so daar's dinge wat gebeur. Maar ons gaan nog steeds, wil die Here sê, maar Here, ek weet nie wat nou gebeur nie, maar ek kan nie wag om te sien wat se wonderwerk U gaan doen om hierdie ding te sorg. Amen. Ek wil vanaand met die gesels oor lewe van geloof, en as ons nie klaar maak nie, ek sien dit is so paar skrifte, dan doen ons dit volgende Sondag aand, gaan ons dan verder. Hy sê die lewe van geloof, hy sê dit is die manier waarop gelowiges deur hierdie wêreld reis, en in die lewe wat kom. Jesus Christus self is die weg na die lewe. Sê Jesus nie vir ons, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. Kom nou wat se waarheid sal ons vrymaak? Die waarheid van Jesus Christus. Dit is die waarheid. Dit is nie om, luister, dit is nie om die waarheid te praat, om net die waarheid te praat nie. Dit is die waarheid wat hy daar so van praat, en die Griekse woord daarvoor is nog steeds, dit is 'n woord wat Christus gesê het, wat absoluut die waarheid is, wat uit Christus se mond uitkom. Hy sê, want ek is die weg, ek is die pad wat jy moet volg. Ek is die waarheid. Met ander woorde, ek lieg nie, ek kan nie lieg nie. En ek is die lewe. Wat is die lewe kry ons? Die ewige lewe. Ons kry die ewige lewe. Kom ons kyk hierso, die lewe word gesien as 'n reis saam met God. Heel eerste, Genesis 17 vers 1. Nou gaan ek deur mekaar met die Bybel praat vandag. Heeltemal.
van Genesis, Openbaring, julle sal sien, dit kom nou maar net so. Die heel eerste ding wat ek vir jou sê, is, lewe word gesien as 'n reis saam met God. Die heel eerste ding wat ek op afgekom het is, in Genesis, is Adam en Eva het met God gewat? Gewandel. Hy sê, wandel met God. En die volgende stuk wat ek gesien het daarso, sê, en ek lees 17 Genesis 17 vers 1. Hy sê, toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan hom verskyn en aan hom gesê, daar is nou dubbelpunt, julle onthou daai dubbelpunt, né? Daar kom nou verduideliking. Die juffrou, daar sê, alright, ek is God, en in case jy nie weet wat dit beteken nie, die Almagtige. Daar sal nou 'n dubbel punt kom, wat is 'n kolon, né? Ekskuus, kom op, dankie. Hy sê, wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. En wat het gebeur? Abraham het met God gewandel, want hy was in 'n direkte geselskap met God gewees. Hy was hulle het so met mekaar gepraat. Abraham het hom nie gesien nie, maar Abraham het hom gehoor en met hom gekommunikeer. Dit is amazing, die reis wat ek van praat is 'n reis, ons is op 'n reis van oud af na nuut. Okay, wat beteken dit? Wat beteken dit? Dit beteken dat ek en jy onbekeerd was op 'n stadium in ons lewe. Dit is die ou lewe, die ou weg, die ou tyd, as ek dit so kan sê. Al het jy gister tot wedergeboorte gekom, is daai wat verby is die ou tyd. Want nou op die oomblik is jy op 'n nuwe tyd, op 'n nuwe reis saam met God. Met ander woorde, ou mens, nuwe mens. Ou dinge, sondige dinge, nuwe dinge saam met God. Kom ons kyk. Jesaja 43 vers 19. Hy sê, kyk, ek gaan iets nuuts maak. Nou sal dit uitsprei. Sal julle dit nie merk nie? Hy sê, ja, ek maak 'n pad in die woestyn, riviere in die wildernis. Luister na daai woorde. Ek maak 'n pad in die woestyn, riviere in die wildernis. Nou, in Exodus het Jesus 'n pad in die wildernis gemaak, 'n pad in die woestyn gemaak of in die wildernis, en hy het riviere gemaak waar daar nie riviere behoort te gewees het. Waaruit het die grootste rivier ontstaan daarso, terwyl hy in die woestyn was? Uit 'n klip uit. Uit 'n klip uit. En daar is foto's, daar is dinge wat ons gaan kyk en ons gaan sien, hoe het daai klip gelyk? Want jy kan sien die klip, dis 'n rots wat oopgebars het, en die water het fisies so baie daar uitgestroom, dat dit die klippe wat om dit was, onthou die woestyn is nie die woestyn soos die Sahara woestyn nie. Dit is rof en dit is onbeskof en dit is klipperig en al die goed, want die Israeliete het ook daarso in daai omgewing het hulle altare gebou en hulle was 'n menigte gewees. Daar's plekke, dit is lyk nou nog steeds so. Dit is nou wat hulle nou sê, museums of wat noem hulle dit? Dit is so plekke wat nou bewaring gehou word. En so, maar dit beteken dit is nie waar. Dit beteken nie dat dit nie die waarheid is nie. Dit beteken dat dit daar fisies daarso is. Ons kan dit gaan kyk. Dan gaan ons na die volgende punt toe en ons sien God se leiding op jou pad. Exodus 13:21. Hy sê en die Here het wat staan nou? Ek weet nie. Voor hulle uitgetrek. Bedags in 'n wolkkolom om hulle op die pad te lei en snags in 'n vuurkolom om hulle voor te lig,
sodat hulle dag en nag kon trek. Ok, hoekom dink julle sal God vir hulle in die dag 'n wolkkolom gegee? Vir skaduwee. Kyk het 'n oomblik was dit gewees. Dit is amazing, hè? En almal het in die skaduwee geloop. En in die nag in die woestyn, ek weet nie van wie van julle was al in die woestyn nie. Ek was daar in die Namib. Glo my vriend. Partykeer in die somer, dan drop die temperature na -2 en -3 toe. En as jy nie ordentlike klere het nie, dan is jy besig om te vrek eintlik van die koue. Dis bitterkoud. So hoekom dink julle het God in die dag vir hulle vuurkolom gegee? Om hulle warm te hou. Hulle het 'n heater gehad. By hulle. So God het vir hulle aircon gegee in die dag en hy het vir hulle 'n warmer gegee in die nag. Is dit nie awesome nie? Come on. Is dit nie amazing nie? Hoe kon die mense nog gegaan en daai Israeliete, hulle was allemaal nosel hoor. Die meeste van in elk geval. Wow, hier sal ons loop nie in die son nie. En vanaand, kyk ons kry nie eers koud nie. En hulle het vir 40 jaar so gelewe, maar hulle is nog steeds hardnekkig met die Here. Nou vergeet hulle, ons verdien dit ons nou eintlik, nee. Nee, ons verdien ons nou hierdie koelte en ons verdien ons nou die hitte, met die nag met die, ons verdien dit ons. Hulle kom net so, en hulle klere het niks oorgekom nie. Toe hulle voete oor daai Jordaanrivier sit, toe val alles optred af, want toe begin goed net so verdween. Het jy dit geweet, jy? Hulle klere het vir 40 jaar, het dit nie verslyp. Vir 40 jaar lang het hulle dieselfde klere, kon hulle dieselfde klere aantrek. Hoe amazing is ons God nie, nee? Is awesome. Galasiërs 5:22. Hy sê, as ons deur die Gees lewe, laat ons dan ook deur die Gees wandel. Want die stuk wat ek van gepraat het nou, is ons wandel met God. Maar actually is dit God wat met ons wandel. Dit is hoe dit is. Dit is awesome. God se weer. Kom ons kyk. Ons moet op die pad van God bly. 1 Johannes 2:6. Hy wat sê dat hy in hom bly, in Jesus bly, behoort self ook so te wandel soos Jesus gewandel het. Met ander woorde, trap in die voetspore van Jesus. Want hy is ons raadsman en hy is ons leidsman. Jesaja 35:8. Hy sê, en daar sal 'n groot pad wees, en 'n weg wat die heilige weg genoem sal word. Wat is die heilige weg? Jesus Christus. Hy sê, geen onreine sal daarop voortrek nie, maar vir hulle sal dit wees. Wie die weg, kom op punt, ekskuus. Wie die weg bewandel, selfs die dwaase, sal nie dwaal. Soos ons, maak nie saak hoe slim jy is, hoe clever jy is, hoe minder bevoorreg jy is, ek praat van, of jy nie kennis en gaai goed het nie, hy sê, selfs 'n dwaas sal nie afdwaal van die pad af. Want hy sal weet, hierdie pad, met ander woorde, as ek slim is, dan sal ek op hierdie stukkie loop, ek sal nie oor die bank klim nie, want ek gaan nou neervoete. Dan loop ek hierdie pad. Ok? En dan is ek 'n dwaas en ek kom en ek staan hier en ek kyk hierdie storie so en ek sien maar hier's 'n paadjie, dan gaan ek terugkom hiernatoe en ek gaan maar nie oor hierdie pad loop want ek gaan bietjie makliker loop. Selfs die dwaase sal nie dwaal. God leer gelowiges sy manier. Jesaja 48:17. Hy sê, so sê die Here. En as jy onder nie weet wie is dit nie,
dan sê hy daar vir jou verlosser. Okay? Wie is dit? Die Heilige van Israel. Nou daar kom nou weer die dubbelpunt, so daar kom die verduideliking. Ek is die Here, jou God, wat jou leer wat heilsaam is en wat jou lei op die weg wat jy moet gaan. Ok? Ek gaan nou gou weer vra. Het julle al foute gemaak wat julle gewens het, julle het nooit gemaak? Hoekom as die Here dan sê ons moet, ek ook hoor, moet nie 'n fout maak nie. As hy dan vir ons sê, ek is die Here jou God wat jou leer wat heilsaam is, so wat ek en jy doen is ons leer nie by die Here. Ja, want ons wil ons doen wat ons wil hê. Luister, nie wat God vir ons wil gee nie, ons wil doen wat ons wil hê. En dit is nou waar die moeilikheid kom. So wat ek sê is ons sukkel. Ons almal sukkel. Ek sê kenmerke van die lewenswyse sluit in, van daardie praat van daai lewenswyse, dit sluit in heiligheid, gehoorsaamheid, vertroue, nederigheid, vreugde en vrede. Galasiërs 5:22-23. Ek weet nie of ons nodig het, ek praat so baie daarvan nie. Hy sê maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Dit sulke dinge is nie. Het jy nog? Herhaal dit so my gou. Die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. En sulke dinge is nie. Maar ek het gesê moet aflees. Sakie moes hom afgesit het as. Nou kom ons by volgende punt en ek sê vir jou, sondaars weier om die weg van God te volg. Kom ons kyk, Jesaja 53:6. Ons het almal gedwaal soos skape. En elkeen het sy eie pad geloop. Maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Jesus het gesterf vir my en vir jou. Daardeur het ons verlossing ontvang. Daardeur is ons heilsaam. Daardeur is ons skoon gewas van ons sonde en ons staan rein voor God die almagtige Vader. 2 Petrus 2:15. Hulle het die regte pad verlaat en verdwaal. Ok, so luister nou het ons gelees en gesê dat self die dwaase, as hy op God se weg is, sal self die dwaase nie verdwaal. Ok, kyk nou hierso. Hy sê hulle het die regte pad verlaat en hulle het verdwaal. Met ander woorde, hulle is dommer as dwaase. Ok, en die weg gevolg van Biliam, die seun van Beor, wat die loon van ongeregtigheid liefgehad het. Nou, alhoewel ons nou in Petrus dit lees, sien ons daarso, as ons praat van Biliam, en onthou van Biliam, Biliam het sy donkie. Biliam wat die volk van Israel ons gaan vervloek het. Ok? Nou dit is nou 'n aanhaling van daai gedeelte wat ons nou hierso lees. Hy sê dan alle ander roetes. Nou, ons praat van die weg na God toe, of die weg van God. Hy sê alle ander roetes eindig in die dood. Spreuke 14:12. Hy sê daar is 'n weg wat vir 'n mens reg lyk, net jy. Ja, maar die einde daarvan is die weg van die dood of die weer van die dood. Ons was daar. Ons almal was daar. Net jullie. Ja. Spreuke 15:10. 'n strenge tugtige, kyk nou, julle weet ons nie meer wat dit is. Nee, jy weet, maar om dit uit te deel, dis wat ek verklaar. Kijk, ek het ook nog hoe om dit te doen en ek het ook al gevoel hoe dit voel. 'n strenge tugtiging is daar vir hom wat die pad verlaat.
Hy wat die teregwysing haat, sal sterwe. Luister gou hierso. Marney, hoekom het jy dit gedoen? Dan antwoord Marney vir my, moet my nie judge nie. Kom. Hoor julle wat ek sê? Hoor julle wat ek sê? Hoe maklik is dit om te sê, man, moet my nie judge, man, jy het ook sonde. Jy het ook, ons almal het sonde. Ons weet dit, ons almal het sonde. Maar nog steeds kan ons mekaar regstel. Ek kan dan toe net praat baie so en sê van jy moenie so in die rede van, dis jammer so dat jy doen dit ook. So, wat sê ons dan? Ja, ons losmaak. Nou kom ons. Diegene wat God se pad volg en bewandel, is geseën. Kom ons kyk weer na Spreuke. Mense, daar's 31 hoofstukke in Spreuke. Gaan lees bietjie vir 'n jaar lank, nee. Elke dag. Die 1 Februarie of die 1 Maart, die 1ste hoofstuk. Tot die 31ste, die 31ste hoofstuk. Gaan lees dit so, dan kyk jy bietjie wat se wysheid is daar so. Spreuke 4 vers 18. Hy sê, terwyl die pad van die regverdiges, luister, van die regverdiges is soos die lig van die môre glans. Ons almal het karre wat ons bestuur in dit, nee. Het jy nou al gesien as die son opkom, as jy op pad is Bloemfontein toe of Kimberley toe, en jy kan nie voor jou sien nie, want die son skyn in jou gesig. En daar is ook net so spasie wat jy kan deurkyk, en jy weet jy kan nie daar deurkyk nie, want jy kan niks sien nie, want die son sit net so, die so reg so voor jou. Nou dit is wat dit beteken. Hy sê, die pad van die regverdiges is soos die lig van die môreglans, wat al helderder word tot die volle dag toe. So ons kom op 'n punt, dan sien ons eintlik daai glans so, dan sien ons niks. En as die son opgaan, soos wat die son opkom, so, dan sien ons al hoe meer en al hoe beter. Dit is amazing. Matteus 5 vers 3 tot 12. Dis die saligspreker. Kom ek lees vir julle. Ja. Salig is die wat arm van gees is. Okay, salig beteken ook geseën. Geseënd is die wat arm van die gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Ek weet van ons is nou nie so sagmoedig. Geseënd is die wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word. Geseënd is die barmhartiges, want hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseënd is die wat rein van harte, skoon van hart is, want hulle sal God sien. Geseënd is die vredemakers, nie die moeilikheidsoekers nie, die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseënd is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Geseënd is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil en vas. Wees versigtig teenoor wie en watter gesalfde van die Here jy praat. Want hoor mooi wat ek vir jou sê. Shotkom, gaan jy liderlik shot. Skade kry, gaan jy geweldige skade kry. Moenie praat teen 'n gesalfde van die Here nie. En elkeen van ons wat hier sit, is gesalfdes van die Here. Wees baie, baie versigtig. Want God gaan nie toelaat dat al sy kinders gemors word.
Hy sê, verbly en verheug julle omdat julle loon groot is in die hemel, want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Dan sê ek vir Johannes 14 vers 6 en hy sê, Jesus antwoord hom en sê, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Met ander woorde, as ek nou hierdie deurkusyn vat daarso, daai deur wat daarso is Jesus Christus. En ek wil na die Vader toe gaan, kan ek nie die deur hierdie muur probeer breek nie, ek moet deur daai deur gaan wat Jesus Christus is. Dit is wat dit beteken. Want niemand sal na die Vader gaan behalwe deur Jesus Christus. Amen. Kom ons kyk hierso, toegang tot die weg, kom ek kyk gou, die weg. Die weg, daai woord met 'n hoofletter, was 'n voorbenaming van die Christendom, wat suggereer van die inhoud van die kerkse boodskap dat Jesus die weg na die lewe is. Dis net 'n definisie, sodat ons dit kan verstaan. Want die vroeë kerk het bekend gestaan as die weg. En dit was as gevolg van die weg dat hulle vervolg was. Dit is as gevolg daarvan. Toegang tot die pad na die lewe. Kom ons kyk. Heel eerste wat ek vir jou sê, die toegang tot God is, of die toegang tot die pad na die ewige lewe is absoluut beperk. Hoekom sê ek so? Matteus 7 vers 13 en 14. Hy sê, gaan in deur die wat se poort? Die nou poort. Want breed is die poort wat wyd is, en wyd is die pad wat na die, wat lei? Wat na die verderf lei. En daar is baie wat daar deur sal gaan. Hy praat nou van, hy sê as Thomas, hy praat nou van die laaste gedeelte daar, wat breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei. Hy sê, nou kom hy in vers 14 en sê, want die poort is nou en die pad is baie smal wat na die ewige lewe lei. En daar is baie min wat daai pad vind. Baie min wat daai pad vind. Ons kry toegang, kry ons deur geloof. Toegang na die ewige lewe is deur geloof. Die lees Hebreërs 11 vers 8 tot 10. Deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as 'n erfenis sou ontvang, en hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Waar was Abraham gewees? Abraham was in daai tydse Israel. Hy was daar, die land Kanaan, wat toe later die land Kanaan is, en toe Israel geword het. Abraham was daar. Toe trek hulle weg daarso. Waartoe het hulle getrek? Waartoe het hulle weggetrek daar? Waartoe het hulle getrek? Luister hierso. Hy sê, deur die geloof het hy as 'n vreemdeling gewoon in die land van belofte, soos in 'n vreemde land en in tente gewoon met Isak en Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte. Abraham hulle en die voorsate daarso, en dan praat ek nou, dan gaan skuif ek nou 'n bietjie verder, en dan begin ons daar by Josef en met sy boeties, en so, dan sien ons daarso, maar hulle het gegaan daarso en hulle in die hedendaagse Israel was daar gewees, toe het hy getrek, en Josef het hulle gemaak trek, want daar was hongersnood goed in die land gewees, toe is hulle in Egipte. In Egipte het daar toe moeilikheid gekom, want die volk het begin rebelleer ook, en hulle was vir 430 jaar onderdruk deur die Farao. Okay? Toe rig God vir Moses op, sodat Moses die volk uit Egipte land kan uitlei. Toe hulle uit Egipte land uitgaan, en hulle is deur in die Exodus in die woestyn en daai goed,
En toe hulle voete deur die Jordaanrivier sit en hulle kom daar so aan die ander kant, toe weet hulle is in die land wat die Here, hulle God, aan hulle beloof het. Volgende ene saak. Hy sê, want hy het die stad verwag. Gaan net een vir my terug, asseblief. Deur die geloof het hy as vreemdeling gaan woon in die land van die belofte, soos in 'n vreemde land en 'n tente gewoon met Isak en Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte. Hulle het gelewe soos nomade. Hulle het 'n nomadiese bestaan gevoer. So in ander woorde, hierso was hulle tente opgeslaan, daarso waar kos en water in die goed was, en hulle putte gegrawe, en as dit die kos en die goed vir die diere klaar was, het hulle die tent opgeslaan en hulle het gewikkel na ander plekke. Dit is wat 'n nomadiese bestaan is. En vers 10 sê, want hy het die stad verwag wat fondamente het, waarvan God die boumeester en oprigter is. Amen. Hy het die stad verwag wat fondamente het, waarvan God die boumeester en oprigter is. Hulle het geweet, toe hulle daar kom, hoewel hulle nog steeds oorlog moes hou en die mense uit die land uitdrywe, of verdrywe, eintlik met die bandvloed tref, want hulle mag niks te doen gehad met hulle nie. So het hy geweet, ek is hier, waar my vader Abraham daai tyd al gesê het, hierso is die belofte. En hulle kom, en hulle kan hulle voete sit in die beloofde land. En wat ek hierdeur wil sê, is as Jesus vir ons sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand sal na my kom, niemand sal na die Vader gaan behalwe deur my. Jy sal op 'n plek in jou lewe kom, waar jy in die jou beloofde land is. As jy nog nie reeds daar is, dan is jou pad so. Want jy, as wedergebore kind van die Here, is 'n mede-erfgenaam van Jesus Christus. En God sal absoluut jou nie langs die pad laat staan. Hy sal nie toelaat dat jy in die woestyn moet omkom, omdat jy ongehoorsaam is, en nie vir jou die pad vorentoe gelei maak nie. Want ons is op hierdie oomblik binne 'n tyd van genade, in die genade tydperk. En ek dank die Here daarvoor, regtig waar. Want ek moes al baie keer dood gewees.